julle en baie welkom by ons nuwe kwartaal. Ek en jy gesels bietjie oor geloof waardig. Nou dit beteken ek en jy is waardig, nie omdat ek of jy so sê nie, maar omdat Jesus so sê. En ek en jy glo in dit wat Jesus van jou en my sê. En daarom is ons waardevol. Nou, ek weet nie of julle weet nie, maar een van die dae is dit die Olimpiese spele. Nou, ek dink as daar 'n tyd is wat jy bekommer of jy waardevol is en of jy goed genoeg is en of jy waardevol genoeg is wanneer die Olimpiese spele kom. Want dan neem jy deel teen duisende en duisende atlete. En die kompetisie is regtig baie streng. Maar weet julle wat my gunsteling deel van die Olimpiese spele? Is wanneer iemand wat ons dalk dink te kort is of te lank is of hulle lyk dalk bietjie fyner as die ander atlete, wanneer daardie atleet op die ou end wen of die atleet hardloop 'n resies, hulle skeer hulle ligament of hulle val of hulle trip oor hulle voet en hulle staan op en hulle maak daai resies klaar. Daardie geleenthede is vir my wat die Olimpiese spele so spesiaal maak. Om te weet dat die persoon wat almal gedink het nie gaan wen nie, het gewen. Nou baie keer gebeur dit in jou en my lewe. Partykeer gaan die Here van jou en my vra om iets te doen of ergens te gaan en vir die mense iets te sê, maar ander mense gaan dink dis onmoontlik, want ek en jy is dalk te skaam, of hulle dink ons is te Afrikaans en ons moet met Engelse mense praat, of hulle dink ons is nie groot genoeg nie, ons is dalk te jonk. Ons is te jonk om vir mense te gaan vertel van die Here. En baie keer gaan die Here jou en my uitstuur om iets te gaan doen, en vir die ander mense gaan dit onmoontlik lyk. Maar weet jy, God oordeel nie soos ek en jy nie. God oordeel anders. Hy kyk na ander goeters wanneer hy jou en my vra om iets te doen. En ek wil graag vir julle lees in 1 Samuel 16 vers 6. Toe hulle daar aankom, kyk hy na Eliab en dink, dis sekerlik die Here se gesalfde, maar die Here sê vir Samuel, moenie volgens voorkoms of grootte of liggaamsbou oordeel nie, want ek het hom nie gekies nie. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant. Nou die Here kyk na die binnekant. Wat vir die Here saak maak is jou en my hart. Hy weet, ek en jy kan met 'n groot groep mense gaan praat, want ons harte is op die regte plek. Ons harte is mooi, ons harte is rein. Ek en jy is nie deurmekaar nie, ons weet wie ons is, want die Here sê wie ons is. En dit is wanneer die Here ons roep om goeders te doen wat ander mense onmoontlik vind. Ander mense dink nie ons kan dit doen nie. Maar die Here weet, omdat jou hart op die regte plek is, jy kan dit doen. Moses het gehakkel, maar die Here het geweet, Moses is die leier wat hy gekies het. En in hierdie stukkie wat ek nou van gepraat het, is dit waar Samuel vir Dawid kies, die nuwe koning van Israel. Nou, koning Saul was koning, maar hy was 'n baie selfsugtige koning en hy het meer mense gevrees as wat hy God gevrees het. En toe gaan die Here, hy gaan 'n nuwe koning kies. En toe Samuel instap en hy sien hierdie groot, sterk persoon, toe Samuel sê, ja, hierdie lyk soos 'n goeie koning. Maar dis nie die persoon wat die Here gekies het nie. Die Here het Dawid, 'n jong seun, baie kleiner as die res van die mense, 'n eenvoudige skaapwagter. Jy weet, as ons nou 'n president vir die land wil kies, dan wil jy nou nie 'n eenvoudige skaapwagter kies nie. Jy wil iemand kies wat slim is, wat baie goeters al geleer het. Iemand wat kan goed praat, wat mens is. Maar God kyk na die binnekant. En so toe Samuel vir Dawid sien, toe weet hy, Dawid is die persoon wie God kies. Want Dawid het God meer gevrees as wat hy mense gevrees het. En die Here het geweet dat sy volk, sy mense, het 'n leier nodig wat God vrees en nie mense nie. En daarom kies God op die ou end vir Dawid. Nou partykeer gaan ek en jy self dink, ek kan nie met daardie mense praat nie. Ek kan nie opstaan vir daardie maatjie nie. Ek kan nie teen daardie boelie ietsie sê nie. Ek kan nie vir juffrou gaan sê, hierdie kinders het gecheat nie. As hulle hoor ek het gesê, dan gaan hulle nooit weer van my hou nie. Ek en jy gaan baie keer self so voel. Maar die Here kyk na ons hart. Jy kan vir juffrou gaan sê,
Want die Here het jou lief en hy sê jy is braaf. Hy sê jy kan dit doen. So wanneer jy hierdie week skool toe gaan, moenie bekommer oor wat jy of ander mense van jou dink nie. Weet dat God sê jy is waardig. Jy is waardevol en daarom gaan hy jou gebruik. En jou hart is op die regte plek. Julle moet 'n baie lekker week hê. Sien julle volgende week. Bye.